Ons is hier in vereniging. En wat 'n wonderlike voorreg om hier te staan tussen manne en vroue en jong mense en kinders wat weet hoekom hulle hier is. Wat nie deur die wêreld beïnvloed word nie. Wat eintlik vir die wêreld sê, "Fotsak." Weet, tot 'n hond kan dit verstaan. Dis hy. So ons is hier om met vandag met u te praat oor 'n baie sensitiewe onderwerp en ons weet baie van ons gaan dalk so 'n bietjie ongemaklik voel daaroor en die buitewêreld inderdaad gaan super hypergevoelig wees vir dit wat ons vandag hier gaan sê. Die tema is toets die geeste van vandag. Nie 1000 jaar terug nie, vandag. Toets die geeste van vandag. Nou lees gou saam met my in Efesiërs 6. Vers 12. Luister nou mooi wat vir ons bykans 2000 jaar terug klaar gesê is, wat ons blykbaar nie verstaan nie, wat ons nie blykbaar aandag aan gee nie, maar hoor wat staan hier geskrywe. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Die bose geeste in die lig. Met ander woorde, ons moet verstaan dat Paulus sit al die goedjies in die hakkies wat bose geeste akkommodeer of deur die krag van bose geeste funksioneer. Dan sê hy owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lig. Met ander woorde, hierdie magte en hierdie owerhede en alles wat hier is onder die gesag en die mag van die bose geeste in die lig. Nou kom ons toets dit aan vandag se oomblik. Kom ons kyk net vlugtig na die Christelike opset waarbinne in die boervolk haarself bevind. Wanneer ons dan die geeste moet toets, dan moet ons dit toets teen wat? Met die gedagte dat hier is bose geeste betrokke en binne in hierdie sfeer van bose geeste vind ons godsdienstigheid. Is dit reg? Ons ondervind hier owerhede. Ons ondervind hier magte. Is dit reg? So, nou, kom ons kyk nou. Die boervolkie aan die suidpunt van Afrika verstaan dan nie wat met haar gebeur nie. Lukas 4 sê dat al die koninkryke van die wêreld behoort aan die Satan. Is dit korrek? Maar hy is dan die gesag van die bose geeste. Is dit reg? Dit beteken dat sy geeste wat hom dien, is in beheer van die koninkryke oorgeset synde, ook die godsdiens empire. Want wanneer Vader sê, toets die geeste, of dit vanuit my is, dan u en ek 'n verantwoordelikheid. Onmiddellik moet ons die geeste toets, die magte se geeste, die owerhede se gees wat hulle dryf, die godsdienstigheid se geeste wat hulle dryf, of dit uit Vader Jahwe is, dan sê ons vanmôre, trek 'n streep onder die hele lot, julle is nie uit Vader Jahwe nie. Kan ek amen kry? Prys hom. Ja, jy moet tog net nie soos afbob word nie. Asseblief, raak 'n bietjie lewendig, man. Nou ja,
Daar is hy. Afbop is met die dooies besig, maar ons is met die lewendes van Vader Jahwe besig. Nou toe, te veel van Vader Jahwe se kinders het nog nooit onderskeidende denke ontwikkel nie. Nou in hierdie land het hulle gesê, jy mag nie diskrimineer nie. Is dit so? Nou weet jy waar kom die woordjie diskriminasie vandaan? Dis 'n Latynse woordjie. Discriminatio. Maar weet jy wat beteken dit? Intelligente onderskeiding. Nou het hulle wet gemaak in hierdie land, jy mag nie intelligente onderskeiding maak nie. Hoekom? Want die oomblik wanneer jy dit doen, is jy in stryd met die gees van die tyd. Watter gees? Hierdie gees of geeste wat in beheer is van die owerhede en die regerings en die magte en die godsdienst empire op die planeet aarde. Nou, ek wil hier nie verveel nie. Jy moet maar net sê, dan hou ek op. Maar, jy moet vir my uitluister vanmôre. Wanneer iemand iets of 'n persoon haat, wil hy die iets of die persoon vernietig. Net reg? So, nou moet jy gaan kyk, 'n boerseun wat sukkel met sy Briekenstaan grassnyer. Want sy vrou kerm die hele week oor hierdie gras wat gesny moet word, en die Saterdagmôre het hy besluit, hy gaan vandag die gras sny. Ek meen, is 'n edel besluit, is dit nie? Totdat hy hierdie grassnyer se Briekenstaan, dis 'n Brieksen Stratton, enjinkie, aan die gang wil kry. Na die 111ste pluk aan daai tou, is hierdie ding nog leweloos. Nou wat gebeur met hierdie boerseun? Daar kom, hy gaan ondergaan 'n metamorfose. Nou iemand verstaan, hy het sy tekkies aangetrek, sy oefenbroekie, sy T-hempie waarop staan, ek is die sonskyn van my lewe, totdat hierdie grasnyer met hom klaar is. Toe skeer hy die hemp van sy lyf af, hy swaai daai grasnyer aan die nylon toukie rond en hy gooi hom daar teen die muur. Hoekom vertel ek dit vir u? Skielik haat hy die grasperk en die grasnyer. Maar hy kan nie sy vrou haat nie, want waar slaap hy nou vanaand? Maar u moet verstaan, haat vernietig. En die gees van die tyd het Marxisme bedien, nie net op politieke vlak nie, maar binne in die godsdienst empire het hulle hom bedien. Hulle praat van liefde, maar die oomblik as jy anders daaroor dink, moet jy vernietig word, want Vader Jahwe se orde en sy dissiplines en sy riglyne wat hy vir sy volk neergelê het, as jy dit nie, of as jy dit lief het, as jy dit aksentueer, as jy dit staan maak, dan haat hulle jou daarvoor, hulle haat jou wit vel, hulle haat jou eiendomlike, hulle haat jou intellek, hulle haat jou kultuur wat van bo gebore is, hulle haat die woorde van jou lippe. En dis die proses wat in hierdie land aan die gang is. En die predikers van die godsdienst empire sê, wag, jy mag nie haat nie, jy moet lief hê. Jy moet alles lief hê. En dan kom Deuteronomium 7:6 in my hart op en hy sê, jy is 'n volk heilig aan my, Vader Jahwe. Jou het ek uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, my eiendomsvolk te wees. En dan sê hy, jy mag nie jou dogter vir sy seun gee nie.
Hulle haat Vader Jahwe se instelling. En omdat jy sy naam dra, omdat jy geskaap is na sy beeld en na sy gelykenis, haat hulle jou, die magte, die bose geeste, die owerhede, die godsdienst empire, haat jou hieroor. Dis hoekom jy vernietig word. Dis hoekom die vrouens verkragt word en stikken geslaan word, met strykeisters gebrand word. Dis die rede. Maar ons hou godsdienst. Hulle beoordeel wat gesê word, volgens hoe hulle voel. Die volk het begin om te beoordeel volgens hoe hulle voel. Maar wie het hulle voel voorberei? Wie het vir hulle gevoelens gegee? Wie? Die bose geeste in die lug. Gaan ek gehaat word hiervoor? Verseker, gee ek om, nie 'n blou flenter nie. Luister mooi. Luister mooi. 1 Johannes 4 vers 2. Lees saam met my. 1 Johannes 4 verse 2. Nou, kom ons wees maar so 'n bietjie moeswillig vanmôre. Wil tog nie altyd nie oorisieel val nie. Wil graag so 'n bietjie kontroversieel wees. Lees saam in 1 Johannes, klein Johannes, 1 Johannes 4 vers 2. Hier kom hy. Is julle daar? Hieraan ken julle die gees van Vader Jahwe. Kan ons dit weer lees? Hieraan ken julle die gees van Vader Jahwe. Kom ons kyk waaraan. Elke gees wat bely dat ons losser in die vlees gekom het, is uit Vader Jahwe. Nou ja, hieraan ken ons die gees van Vader Jahwe. Elke gees wat sê dat ons losser in die vlees gekom het, is uit Vader Jahwe. Dit reg? As hy. Nou goed. Kom ons lees die 3de vers. En elke gees wat bely dat hy nie in die vlees gekom het nie, is nie uit Vader Jahwe nie, en dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. So Paulus het dit raak gevat in Efesiërs 6. Bose geeste in die lug, hier is hy. Nou, hulle, wie's hulle? Ek gee nie om wie's hulle nie. Ek wil my nie vermoei om uit te vind wie's hulle nie, maar hulle is die magte en die owerhede. Is dit reg? Daar sê hulle het 'n verlosser hier neergesit. En hierdie verlosser is 'n seun. En hierdie seun het gekom om die wêreld se sondes weg te neem. Sê die skrifte so? Hierdie seun. Ja, die skrifte sê so. Okay, kom ons toets dit. Het die seun daarin geslaag? Maar die Bybel sê so. Maar die wêreld is vandag in 'n groter gemors as ooit. En dieselfde Bybel sê, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir hierdie geslag. Oeps. Nou wat het nou gebeur? Hy het dan gekom om die wêreld van hulle sondes te verlos. Is u by my? Lyk dit of hierdie wêreld sonder sonde is? Nou wie is in beheer? Watter geeste is in beheer? Is dit geeste wat uit Vader Jahwe is, of is dit geeste, die bose geeste in die lig, waarvan Paulus 2000 jaar terug van gepraat het?
Dit beteken dat u en ek moet vandag verstaan dat alles wat hier buite gebeur, word gestuur en bestuur deur die bose geeste in die lig, en ek weet jy hou nie daarvan nie. Maar jy moet 'n slag daarvan begin hou. Want die oomblik wanneer jy dit begin sien, dan begin jy funksioneer onder die gees van Vader Jahwe. Hy sê, waarom kan die wêreld my nie ontvang nie? Want hulle ken nie Vader Jahwe nie. Ons moet die geeste toets. Ons moet dan die geeste toets. Hoekom? Vader Jahwe sê so. Okay. Nou hoe toets ons geeste? Hoe toets ons geeste? Elke gees wat hierdie waarheid van hierdie skrif verdraai, is nie uit Vader Jahwe nie. Nou is hierdie 53 vertaling al so effentjies verdraai. Ja, maar die logika lyn van Vader is onveranderd binne in hierdie skrifte. Ja, sê. So ons koester dit in die wete dat die bose geeste van die lig sal 'n ander evangelie hier verkondig as wat ons losser hier verkondig het. Weet jy dat hy het op 'n stadium van sy eie disippels gesê, weet julle wat is julle probleem? Julle bedink die dinge van hierdie wêreld en nie die dinge van die koninkryk nie. So ons het besig geraak met die dinge van die wêreld. En ons het die vermoë verloor om die geeste te toets. Kom ons sê so maar. Sou die boervolk vanmôre deur een gees gedronge word, wat gaan sy maak? Wat gaan sy maak? Sy gaan die owerhede vaarwel toeroep. Sy gaan die godsdiens empire mikke toestuur. Sy gaan wegloop. Sy gaan eenkant staan en sy gaan Vader loof en hom prys. Uit een hart, een lip, een liefde en een oorgawe. Maar dit is nie nou tans die geval nie. Sy lê soos konfetti na 'n troue. Die hele vlakte vol en die wind waai haar rond. Wat 'n geeste is met haar besig dat sy haar eie volkskap wat 'n edel kapitaal uit Vader se onbeskryflike wese gekom het, so te verwoes. Agter elke leraar is 'n gees. Ek gaan hom weer sê. Agter elke leraar is 'n gees. Nou sê. Die vraag is, lei die gees van Vader Jahwe of 'n ander gees hierdie leraar? As jy in hierdie woord goedjies inbring wat in stryd is met Vader se geopenbaarde wese, wie het jou gelei? Vader se gees of 'n ander gees? Ons moet dit maar vir mekaar reguit sê. Ons moet vir mekaar dit reguit sê. Voordat ons enige leraar vertrou, moet die gees wat agter die leraar is, eers getoets word. Is dit nie? Dis hy. So, elke leraar het 'n gees wat sy lippe gebruik om die volk van Vader Jahwe te bedien. Hierdie boek sê, jy mag jou nie verswaar met die volke van die lande nie. Is julle by my? Ja. Dis 'n leraar wat so sê. Watter gees is agter die leraar?
Is dit Vader se gees? Of is dit 'n wat? Dis Vader Jahwe se gees. Hy het gesê, en as jy dit onderhou, en jy dit lief hê, en jy dit leef, en dis passievol, en dis die lied van jou siel, dan beteken dit, jy volg die gees van Vader Jahwe. As 'n leraar op die kansel staan en hy sê, almal is gelyk in die oë van God, dan praat hy nie meer uit die gees van Vader Jahwe nie. En dan sit hulle daar met stomheid geslaan. Plaas dat hulle omstap en hom afhaal van sy hout af en sê, jy, volgens Sagaria 13, het leuns in die naam van Vader Jahwe vertel. Wat ons in hierdie tyd nodig het, is hierdie revolusionêre opstaan van hierdie volk tot eer van Vader Jahwe. En hoe kan ons dit doen? Net deur die geeste te toets. Hoekom is jy bang? Vader Jahwe het gesê, ek sal met jou wees. As jy deur die water gaan, deur die riviere, deur die mere, ek sal met jou wees. En as jy in die vuur beland, ek sal daar met jou wees. Waarvoor is hierdie volk bang? Hoekom wil sy Amerika toe hardloop? Hoekom dink sy dat Adolf Trump gaan haar redder wees? Donald Trump is nie die redder van hierdie volk nie. Is ook nie die losser van die boervolk nie. Vader Jahwe is dit. Ons sê vanmôre vir die wêreld daar buite met hulle predikante korpse en al. Julle bedien nie met die gees van Vader Jahwe nie. Ons draai ons rug op julle. En tensy julle nie bekeer nie, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende Vader. Johannes 18:37. Johannes 18:37. Hoor nou mooi, ons gaan nou vir u ietsie wys vanmôre. Daar's 'n hooggeregshof, die Romeinse hooggeregshof in Jerusalem. En Pilatus is die regter op die bank. Hulle bring die beskuldigde daaraan. Sy naam is Vader Jahwe in die vlees. Hy is die beskuldigde. Watter geeste het dit gedoen? Vader se gees of die bose geeste? Wat sê Pilatus? Wat sê Pilatus? Pilatus sê toe vir hom, Johannes 18:37, Pilatus sê vir hom, is u dan tog 'n koning? Hy sê nie, is u 'n koning nie? Hy bevestig iets hier. Hy sê, is u dan tog 'n koning? Wat antwoord hy? U sê dat ek 'n koning is. Hy sê, u sê dat ek 'n koning is. Hoor wat sê hy? Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom. Om vir die waarheid te getuig. Hy sê dit vir Pilatus. Yesterday, wie wat maak Pilatus? Hy gooi daai mantel van hom so oor sy skouer en hy hol daar in die hoek toe en hy haal so 'n skotteltjie. Hy sê, bring daar 'n emmer water. Ek wil net my hande was aan hierdie man se bloed wil ek nie aanskuldig wees nie. Nou vat hy hom buite toe. Hy sê, wie wil julle hê? Hierdie koning of moet ek Barabbas vir julle vrylaat? Nee, kruisig die koning, maak hom dood, slaan hom, woes hom, kry klaar met hom. Watter gees het dit geroep? Watter gees was in Jerusalem? Watter geeste het Vader in sy behandeling en sy handel en in sy bediening binne in die tempels vir hierdie gesê, addergeslag,
Watter geeste het die volk bedien met godsdiens? Watter geeste bedien die boervolk oor kan die riviere van kus vandag? Is dit die gees van Vader Jahwe of is dit die bose geeste in die lig wat Paulus ons teen gewaarsku het? Wie is dit? U moet dit toets. Dit is jou verantwoordelikheid. Jy moet vandag besluit. Is jy deel van die opkoms van waarheid wat gelei en gedryf word deur die gees van Vader Jahwe, of is jy lamarm oor die ou godsdienstige opvoeding wat jy eeue lank deurgeloop het? Wanneer gaan ons klaar kry met die dinge van hierdie wêreld? Wanneer? Kom ons lees met mekaar saam in Deuteronomium 18 vers 18. Maklik om te onthou. Deuteronomium 18 vers 18. Nou, jy moet nou mooi, dis ons losser wat hier geprofeteer word in Deuteronomium 18:18. Nou kom ons praat gou met mekaar. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is. Vader sê, ek sal 'n profeet verwek vir hulle, wat soos jy is. Nou luister nou mooi. Wie is Moses? Hy is Moshe. Wat beteken Moshe? Seun. So, hier is 'n seun wat Vader gebruik om die volk uit Egipte land uit te lei. Is dit reg? So Vader gaan 'n profeet opwek uit die midde van die volk, soos jy is. En ek sal my woorde in sy mond lê. Ons losser sê, ek praat nie uit myself nie, maar alles wat ek my Vader hoor sê, dit sê ek. Is dit reg? Is dit reg? OK, luister nou, ons lees verder. En die man wat nie luister na my woorde, wat hy in my naam spreek nie. Johannes 5:43. Ek het gekom in die naam van my Vader. En julle neem my nie aan nie. 'n Ander een sal in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Watter een kom in sy eie naam hier aan? Die bose geeste. Hulle kom met hulle eie naam hier aan. Nou die kosbaarheid is hier, dat ons moet verstaan, dat Vader dit so gedoen het. Hy het ons nou geweet, hier is 'n addergeslag in beheer, hier is bose geeste in beheer, en as jy my nie glo nie, waarom sê hy in Matteus 10 vir die disippels? Hy gee vir hulle mag oor onrein geeste. En dan sê hy vir hulle, gaan, gemaak hulle gesond, en dryf die duiwels uit. Het hy so gesê? Maar wat is vandag anders? Maar vir die duiwels word gesê, hoor hier, sit jy nie dalk te hard nie, kan ons nie vir jou ekstra kussing gee nie. Sit jy nie lekker nie, kan ons nie vir julle lekker, kan ons dit nie vir julle 'n bietjie meer aangenaam maak nie. Dryf ek die sport, dit is so, ons mense sit in gemaklike gemakstoele binne in die gemeentes. Daar is sulke duur matte op die vloer, jy weet nie of jy op die mat of langs die mat moet trap nie. En wie bedien hulle? Wie? Hier is die woorde wat hulle praat, is nie die woorde uit Vader Jahwe se hart nie, ek moet klaarmaak. Ons losser is die sleutel, stem jy saam? Ons losser is die sleutel. Kom ons kyk gou daarna. Johannes sê geeste word getoets deur hulle wat
hom glo. Nou hier is die verskil. As jy vanmôre in Vader Jahwe glo, pleit ek by u, hou tog op daarmee. Want hier's ouens hier soos ek glo in 'n Volkswagen. En ander ouens glo in 'n Toyota. Ensovoorts. Party van die vroutjies glo in Zinkpyn spesifiek. En ander glo weer aan grandpas. Glo in grandpas. Kom ons los dit. Kom ons sê vir mekaar vanmôre iets passievol doen. Ons glo nie in Vader Jahwe nie. Ons glo Vader Jahwe. Kan ek 'n halleluja kry? Ons glo Vader Jahwe, wat hy gesê het, is klaar gepraat, daar's geen storieetjies aan verbonde nie, ons wil niks weet van niemand se stories nie, ons glo hom. Ons glo nie in hom nie, ons glo hom. Nou, diegene wat die gees van Vader Jahwe het, bely dat hy in die vlees gekom het. Ons het klaar lang storie hieroor gemaak. En jy moet nou met my verder lees, en dan lees ons in Johannes 1 vers 14. Onthou nou, ons het sopas gelees uit Deuteronomium 18 vers 18. Ek sal 'n profeet uit julle midde verwek, sê hy vir Moses, vir hulle verwek, soos jy is. Moshe het gesê, is 'n seun, is dit reg? Nou, hier kom 'n seun, hier staan hy. 1 Johannes 14. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Is hy. Hy leer teen die wêreld. Hy leer teen die Fariseërs. Hy leer teen die Sadduseërs, teen Egipte, teen Persië, teen Babylon. Hy leer teen die hele wêreld. As ons dan binne 'n godsdienst betrokke raak, wat nie dit doen nie, dan is ons godsdienst te vergeefs vanmôre. Totaal te vergeefs. Hierdie teks beklemtoon die noodsaaklikheid van geestelike onderskeiding. Hierdie volk leer nie om die geeste te toets nie. Daarom val sy vas van die een groep na die ander groep. Dit is 'n gemors van die een eind na die ander eind. Vader Jahwe se gees sal ons nie in verdeeldheid reël nie. Daar's nie 'n manier. Hy sal dit nie doen nie. As ons getrou wil wees aan ons losser, moet ons geloof aan die waarheid meet en die leerstellings wat ons hoor toets volgens die skrif. Spreuke sê 'n baie interessante ding. Hy sê, toets die woorde wat jy hoor, soos wat jou verhemelte die spys proe. En dit is nou baie interessant, jy kan 'n lekker visie eet en daar 'n graad in is. Dan is dit nie jy wat hom optel nie, jou verhemelte tel hom op. Is dit nie? Sluk jy die graad? Wow. Maar hier sit ons met die godsdienstbedryf, hy's vol grate. Ons het nie geleer om die woorde te toets nie. Ons verstik van al die grate. Ons het hardlywig geword van al die grate. Ons het in die hospitale geland oor al die grate. Hoekom? Want ons toets nie die geeste nie, man. Kom nou. Hier's geeste vandag aan die werk wat ons moet toets, valse profete. Valse profete kom in die wêreld? Nee, hulle kom uit die wêreld, vir die wêreld. Is dit reg? Nou, ek sluit af met hierdie een. Hoor hoe mooi is hy.
1 Johannes 4 vers 5. Hoor nou mooi, hoor nou mooi. Ek begee so, dat hierdie manne en vroue van Vader Jahwe leeu gesigte kry vir hierdie tyd. Hoor hoe mooi, hoor hoe mooi. Bly by my. 1 Johannes 4 vers 5. Hierdie valse leraars, hoor wat leer ons losser. Hy sê, hulle is uit die wêreld. Daarom praat hulle uit die wêreld. En die wêreld luister na hulle. Dit staan in jou Bybel. Dis presies nou aan die gang. Die valse profete doen wat? Die valse profete is nie uit Vader nie, hulle is uit die wêreld. En wat sê hy? Daarom praat hulle uit die wêreld. Hoekom? Sodat die wêreld na hulle kan luister. Dat sê ek weer, jy moet Lukas 4 mooi gaan verstaan. Al die koninkryke behoort aan die Satan. Dit beteken, valse leraars is in diens van die koninkryke van die Satan. Want hier staan hy geskrywe, hulle is uit die wêreld. En wat? Daarom praat hulle uit die wêreld. Nie uit Vader Jahwe nie, uit die wêreld. En die wêreld luister na hulle, my genade. Nou jy weet, die boer, hy en Jonas het nou 'n vreeslike uitval gehad daar op die plaaswerf oor iets. En hy het natuurlik nou op die punt om vir Jonas, hy wil sendingwerk op hom doen. Hy wil hom na die muur toe send en dan daarna na hierdie paal toe send. Ek meen, hy's kwaad. En op daardie moment toe hou die predikant nou daar stil. En hy spring uit want hy sien hier gaan 'n vreeslike ding gebeur en hy sê, broer, jy's 'n ouderling in my gemeente. Dis 'n skandalige ding waarmee jy besig is. Jy gaan nou op jou knieë staan. En jy gaan vir die dierbare Vader vra om jou te vergewe dat jy so teen jou naaste opgetree het. En toe gaan hy maar op sy knieë. En toe bid hy so. Hy sê, Vader, gaan u vir Jonas kom haal of moet ek hom stuur? Goed, ek moet seker nie van 'n kanselaar vertel nie, maar ek probeer vir jou vertel dat hierdie leraar wat dit van hierdie boer verwag, sy gees is nie uit Vader Jahwe nie. Maar die boer se is. Nou, gou klaarmaak wil vir u sê, hoor wat sê hierdie wêreld hier buite. Hierdie wêreld sê, ek glo in 'n verlosser, maar ek glo nie dat hy uit 'n maagd gebore is nie. Moenie my so aankyk nie, julle weet dit. Die wêreld sê so. Dit reg. Okay, hier's nog eenetjie. Ander sê, ek glo nie verlosser, maar ek glo nie dat hy van Vader is nie. Maar ek is nie klaar nie. Ander sê, ek glo in die historiese losser van 2000 jaar gelede, maar ek glo nie in die ewige Vader as losser nie. Watter geeste praat hierso? Kom. Ander sê, hy beweer wie hy is, maar ek glo nie wat hy sê wie hy is nie. Kom aan mense, en u wat na die materiaal kyk, hierdie goed is bekend aan u ore, u dit al baie gehoor. Wat sê Paulus? Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Wat hoor ons? Toets van geeste. Ons moet die losser van die skrif
glo. Of ons glo hom, of ons glo hom nie. Dis net daai twee, daar's niks tussenin nie. Die gees van hierdie wêreld, lei valse profete op. U hoor nie. Die gees van hierdie wêreld lei valse profete op. Het jy wel mooi gehoor? Dit is hoekom ons vandag in hierdie sonskyn land onder Filemon se skurwe hakskeen moet leef. Dit. Want die wêreld het vir hierdie kosbare boervolk valse leraars opgelei. Met wat? Met die gees van hierdie wêreld en nie uit die gees van Vader Jahwe nie. En natuurlik sal die wêreld met my verskil. Maar ons sluit af met 1 Korintiërs 2 verse 7. 1 Korintiërs 2 verse 7 en dan vat ons hom huis toe. Ons gaan 'n lekker liedjie sing, die oorwinningslied vanmôre, want ons is oorwinnaars in die naam van Vader Jahwe. Applaus vir die koning, prys sy kosbare naam. Nou goed, 1 Korintiërs 2 verse 7, hoor hoe mooi sê hy. Maar ons spreek die wysheid van Vader Jahwe. Maar ons spreek die wysheid van Vader Jahwe. Wie stem saam? Maar ons spreek die wysheid van Vader Jahwe. Dis lekker. Ek blom man. Ek hol sommer om die blok en skop 'n paar alies. Maar ons spreek die wysheid van Vader Jahwe, wat bestaan uit verborgenheid en wat bedek was en wat hy van die ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Prys sy naam! Prys sy naam! Dis met die lieflikste woorde om te lees. Hy het dit in die voortyd al weggebere. Vir ons tot ons heerlikheid. Prys sy kosbare naam. Dit is die gees van Vader Jahwe en nie die gees van hierdie wêreld nie. Wat bid ons vanmôre? Vader Jahwe, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Soos in die hemel, net so op hierdie aarde. Ek dank u.